Ja, daar het julle hom. Ons is besig met die reeks oor die geloofsbelijdenis. Julle kan net daar by daai deur in die saal, is daar 2 skakelaartjies, dan hoef julle nie so in die donker te sit nie. Dan kan ek, dankie. Besig met 'n reeksie oor die geloofsbelijdenis, wat jy by jou tuisgemeente elke Sondag opsê. Nou, laasweek het Sandrie weggespring en gepraat oor wat ons glo in die Vader. Ons het gesê ons moet kennis van hom hê, ons moet hom waarneem waar hy besig is en hom ook ervaar. En dis die 3 goed wat ons met God die Vader moet doen. Vanaand moet ons probeer om dit wat ons bely in die geloofsbelijdenis oor Jesus Christus in 15 minute inprop. Hoor net wat bely ons. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. En ek hoop julle het baie tyd, want ek kan julle die hele week besig hou met die stukkie. Maar ek wil dit probeer doen om vir Jesus van verskillende kante af te beskryf, waar jy dit dalk kan onthou môre en oormôre. Ek wil praat oor hom van agteraf, van bo af, van onderaf en van vooraf. Dis 'n paar tekste. Die eerste een, Lukas 4, as jy wil opsoek, Lukas 4. Jesus van agteraf is hoe die Ou Testament na hom verwys. Kom ons blaai gou na Lukas hoofstuk 4, vers 16. Lukas 4 vanaf vers 16. Dis nou Jesus, weet julle hom, as ek daar stig, ekskuus man. Lukas 4 vers 16. Hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. En toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja aan hom gegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir die blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het en vir die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek: Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Net tot sover. Ons bely dat Jesus Christus is, dat hy die gesalfde is, dat hy die een is wat voorspel is van min of meer Adam en Eva se tyd, onthou julle? Toe hulle appeltjies geëet het en weggekruip het en die Here gesoek het, toe sê die Here: Adam, wat het julle gemaak? Toe sê hy: dis hierdie vrou wat u vir my gegee het. Toe die Here vir Eva sê: wat het jy gemaak? Toe sê sy: dis hierdie slang wat my verlei het. En toe die Here sê vir die slang: wat jy gedoen het, toe is daar nou niemand meer om te beskuldig down the line nie. Toe het die Here al gesê: daar sal iemand kom vir wie jy aan die hakskeen byt, maar hy sal jou die kop vermorsel. So reg van die begin af is die verwagting en die voorspelling gewees dat Jesus Christus sal kom. Dat daar een is wat Israel, die wêreld, gaan red uit die gemors uit. Dis van agteraf, as ons na Jesus kyk. Die een wat moes kom, die een wat ons kom red. As ons van bo af na Jesus kyk, kan julle blaai na Hebreërs hoofstuk 7 toe. Hebreërs hoofstuk 7. Dit is interessant, die ouens van agteraf het nogal 'n wanpersepsie gehad oor Jesus. Hulle het gedink hy is die een wat hulle gaan kom red uit die mag van die Romeine uit. Maar nee, hy het meer as dit kom doen. Het ons uit die mag van die sonde uit kom red. So dit was die verwagting wat hulle eintlik moes gehad het. Hebreërs 7 vanaf vers 26 en 27 gaan ons lees. Ekskuus, net daai 2 verse. Hebreërs 7. Dis nog in die Nuwe Testament, hoor. Hebreërs 7 vers 26. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars
en verhoog bo die hemele. Een wat nie, soos die hoofpriester, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring toe hy homself geoffer het. Net daai 2 versies. Ons bely dat Jesus die enigste seun van God is. En dit is hy, die enigste. Ja, ek en jy is ook kinders van God gemaak. So ons is ook seuns en dogters van God, maar ons is dit gemaak. Jesus Christus moes ons koop van die sonde af na hom toe, om ons deel te maak van sy gesin. En daarom kan ons sê ons is broer en susters van Jesus. Maar Jesus is die enigste een wat waarlik God se kind is. En hy was van die begin af daar. Johannes Evangelie begin dit so en hy sê, aan die begin was hy daar. Alles is deur hom, vir hom en tot hom geskep en het tot hom tot stand gekom. Baie belangrik om dit te hoor. Van bo af is Jesus die heilige een, die onbesmette een, die een sonder sonde, met ander woorde, God self. Want dis net God wat so is. God self het tussen ons kom woon. Daarom bely ons dat hy die enigste seun van God is, sonder sonde tussen ons kom woon. En daarom is dit belangrik ook om hierdie belydenis te hoor wat die Heilige Gees betrokke maak by Jesus se geboorte. Dat dit 'n maagd is wat vir Jesus in die wêreld ingebring het. Hy is die enigste seun van God. God self kom en hy breek in ons werklikheid, in ons wêreld in. Nie as gevolg van die keuse van 'n ma en 'n pa wat 'n gesin wou begin nie, maar as gevolg van die keuse en inisiatief van God self. Hy kies self om deel van ons te kom wees, om onder ons te kom woon. Anders as ander babietjies. Waarlik God, deur die Heilige Gees verwek, deur 'n maagd gebore. En dis amazing, van die eerste getuienisse wat die vroeë kerk gegee het, nadat Jesus weer opgevaar het hemel toe, oor wie is Jesus, is 'n eenvoudige kort belydenis. Jesus is Here, is God. Waaragtig God, wat mens geword het, en tussen ons kom woon het. Daar's nog 'n rede hoekom ons hom bely as Here. Ons bely hom as Here, want ons is gekoop deur hom. Ons is slawe van die sonde. En hy het ons gekoop uit die sonde uit, om sy gesin te wees. En daarom sê ons vir hom Here, Meester, Meneer, want ons behoort nou aan hom. Van agteraf die een wat verwag word, van bo af waarlik God, heilig, onbesmet, skoon, wat tussen ons kom woon. Van onderaf wil ek dieselfde teks lees, jy kan weer saam met my lees, ek wil hom weer lees. Hebreërs 7 vers 26. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skildeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Een wat nie, soos die hoëpriester, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sonde en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer is. Van onder af is Jesus gebore, as 'n mens. Hy is God, hy kon op enige denkbare manier gekom het. Hy kon met 'n chariot, met vuurpere gekom het, sodat die wêreld in wow kon staan oor hoe hy so gekom het. Kom met weerligstraal, hy enigiets gedoen het, maar hy kies om in ons wêreld in te breek op 'n gewone menslike manier. Gebore as 'n baba, met 'n ma, met 'n pa, in 'n gesin word hy groot. Om vir ons te kom sê, hy word deel van ons gewone lewe. Van die alledaagse struggles wat ons het, van die alledaagse keuses wat ons moet maak, van die alledaagse gewone menswees staf, kom word hy deel. Want hy was nie net van bo af waarlik God nie, hy was van onder af ook waarlik mens. Waarlik mens. En as mens het hy gelei. As mens het God hom uitgekies en al God se kwaad en se toorn en se haat vir die sonde wat mense gedoen het op 'n mespunt
op die mens Jesus Christus kom staan. So al God se kwaad het hy uitgewoed op sy eie seun Jesus. Daarom is dit nodig om Pontius Pilatus se naam ook in ons belydenisskrif in te sit, want dit herinner ons daaraan dat Jesus as mens onder mense gelei het, oor wat mense gedoen het. Die onskuldige is deur die regter Pontius Pilatus skuldig bewys, verklaar, sodat God jou en my chaos, stikkendheid, seer, kwaad, sonde op Jesus kon sit. As mens het hy gelei, die onskuldige. Dan bely ons baie spesifiek dat hy aan die kruis gesterf het. Hy kon op enige manier gesterf het, maar hy het spesifiek aan die kruis gesterf, want die kruis was die vloekhout. Die kruis is wat hulle gebruik het om die wat vervloek is aan te hang. Die wat die samelewing uitgeskop het, die ergste ouens, is aan die kruis doodgemaak. En Jesus het die totale vervloeking selfs van God op homself geneem. En daarom is dit spesifiek in ons belydenis dat hy aan die kruis hierdie vernederende, vervloekte dood alleen gesterf het. Dan bely ons dat hy dood is. Dat hy gesterf het. Want hy moes sterf om vir jou en my te kan koop in die lewe in. Hy kon nie net in 'n komaatjie ingaan en dan later weer wakker word nie. Hy moes sterf en daarom bely ons dit. Daarom is dit nodig om ook te bely dat hy begrawe is. Dis tog wat jy met dooies doen, is dit nie? Jy begrawe hulle. Jy begrawe nie ouens wat in 'n koma is nie, begrawe dooies. Daarom bely ons dit, want ons moet ons mekaar herinner en jouself bly herinner dat Jesus Christus het gesterf en hy's begrawe. Hy was genuine dood. Die onskuldige het in my plek gesterf. Ja, en dit hou nie daarop nie. Dit raak net nog erger. Want ons bely ook dat hy ter helle neergedaal het. Met ander woorde, dat hy die plek waarheen ek en jy moes gaan, na toe gegaan het. Dat hy hel toe gegaan het in jou en my plek. Dat hy die smart, die benoudheid, die seer van sonder God wees beleef het, deurgeloop het, sodat ek en jy nooit dit hoef te beleef nie. Want dis wat dit beteken om hel te hê, is om sonder God te wees. En Jesus Christus het dit gedoen sodat die Vader, God, nooit vir jou alleen hoef of kan los nie. Jy gaan nooit daai benoudheid beleef nie. Jesus het dit namens jou gedoen. Daarom het hy ter helle neergedaal het. En gelukkig het dit nie daar gestop nie. Want daar in die agterplaas van die duiwel staan hy op en hy kondig sy oorwinning aan. En hy sê vir die duiwel en al sy trawante is verby. Ek het julle oorwin. Ek gaan opstaan uit hierdie hel uit en ek gaan lewe. Sodat nie een van my kinders ooit hoef te beleef dit wat ek beleef het hierdie afgelope 4 dae nie. Nooit van God verlaat hoef te wees nie. Nooit pyn en smart en seer te hê in die level wat ek dit gehad het nie. Sodat een van my kinders, nie een van hulle ooit hoef te sterf nie. Sonder God hoef te wees nie. Wat dit beteken om van onder af na Jesus te kyk. Mens in ons gewone wêreld, gelei, gekruisig, gesterf, begrawe is, maar ook opgestaan het. Dit bring my by die laaste ene, Romeine 6, vanaf vers 6, as jy wil blaai soontoe. Romeine 6.
onthou nou weer, van agteraf, Jesus is die een wat moes kom, die een wat hulle verwag het, die een wat die profete van geskryf het, die een wat God beloof het, wat die slang se kop sal plattrap. Van bo af, waarlik God, wat heilig, onbesmet, onberispelik in ons wêreld ingebreek het en kom leef het. Van onderaf, waarlik mens, het gelei het, sterf het, begrawe is, opgestaan het. Romeine 6, vers 6. Ons weet tog, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons is saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie meer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Omdat julle een is met Christus Jesus, moet julle nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas oor julle wees nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Net tot sover. As ons van vooraf na Jesus kyk, is hy die een wat opgestaan het. Hy is die een wat in die hel gaan sê, die dood is oorwin, duiwel, nooit weer sal jy 'n mag hê oor enige iemand nie, want ek het die dood finaal oorwin. En dit gee vir jou en my hoop. Dit gee vir jou en my lewe. Ewige lewe. Nooit hoef jy te sterf en sonder God te wees nie. Vir ewig kan jy saam met hom leef, want ons glo ons het saam met hom gesterf en ons het saam met hom opgestaan. Gee ons ook 'n aanmoediging en sê, come on, ek gee vir jou hierdie lewe, leef dit in oorvloed. Leef dit met alles wat jy het, want dis hoekom ek vir jou die lewe gegee het. En leef dit om God te behaag. Leef dit deur te doen wat God van jou vra, want dis hoe jy hierdie lewe oorvloedig leef, is as jy doen wat God van jou vra. Ek en jy het nou 'n nuwe familie as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Ons is nou kinders van God. Dis wat ons bely. Ons glo dat hy opgestaan het uit die dood, dit oorwin het. Ons glo dat hy opgevaar het na die hemel, dat hy nou aan die regterhand van God sit. En volgende week gaan Sandra 'n bietjie meer verduidelik oor wat dit beteken, wat hy moet doen terwyl hy aan die regterhand van die Vader sit. So wat moet ons hoor uit dit wat ons bely oor Jesus Christus? Van agteraf, die een wat sou kom. Van bo af, regtig God. Van onderaf, regtig mens. Van vooraf, die een wat lewe gee, wat die dood oorwin het. Why? Omdat hy jou lief het. Al hierdie goed wat ons bely oor Jesus Christus, moet ons elke liewe oomblik van elke dag daaraan herinner, dat hy vir jou lief het, onverstaanbaar lief het, oneindig lief het, dat jy nooit sonder hom hoef te wees nie, dat jy aan hom behoort, jy syne, het jou gekoop, en niks kan dit verander nie. Dis wie jy is, God se kind. En die Here weet ons sukkel om dit te onthou. Sukkel om dit elke dag te glo. Ons sukkel om onsself daarin te herinner elke dag, want ons het so baie staf. En daarom het hy die nagmaal ingestel. Daarom het hy vir ons die nagmaal gegee, sodat ons, as ons daai broodjie wat nou al lekker droog is, kou en sluk, kan weet,
So seker as wat hierdie broodjie amper beskuit is, so seker het Jesus Christus vir my sondes gesterf. So seker is sy liggaam geskeur en gebreek aan die kruis, en ek bely dit, en ek glo dit. Kan ek die wyn drink wat lekker soet is, en seker weet, dat soos Jesus se lewe en sy bloed uit hom uitgeloop het, so seker het hy dit oorwin die dood. En so seker het hy daai lewe vir jou gegee in oorvloed om te sê, leef dit. Leef dit met alles wat jy het. Leef dit soos God van jou dit vra. Hy het dit ingestel, die nagmaal, sodat jy kan onthou dat dit wat jy bely waar is, en dat niks wat jy doen, dit kan verander nie, omdat God vir jou oneindig lief is. Gaan nou vir jou tyd gee, dat jy rustig op jou eie tyd die broodjie eet, die bietjie wyn drink, en net voor God sit, en die lewe wat hy vir jou gee, weer vat. Vat weer daai lewe, en sê, Here, ek wil dit leef. Here, ek wil dit voluit leef. Dankie dat U dit vir my gee. Waar kan ek nog harder leef, Here? Wys vir my. So gebruik die nagmaal saam met Christus en gee jouself weer vir hom.